Goeiemôre en welkom by Handelinge se aanlyn diens. Dit is so lekker om julle vanoggend hier te hê om hierdie video te kyk en ek wil regtig vanoggend met julle praat oor 'n spesiale oomblik. Ek weet dit is nou Hemelvaart wat so spesiaal is vir ons as Christene, maar ook die uitstorting van die Heilige Gees. En vanoggend wil ek met jou gesels oor die Heilige Gees se uitstorting, die binnekamer wat so spesiaal was, maar ook die buitearea en die dubbele effek van die Heilige Gees. Wat beteken dit vir jou? Kom luister saam. Lekker. Ek lees vir julle vanoggend bietjie uit Handelinge 2 vers 1 en 2 uit en is so spesiaal weer eens die tyd van die Heilige Gees wat uitgestort is en daar staan: toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind en het die hele trek gevul met almal wat daar gesit het. Dit is so 'n spesiale oomblik want in ons geloof waar die Heilige Gees uitgestort word, waar die Here nou sê, maar is ons en die Heilige Gees se taak om dit vorentoe te vat, om sy koninkryk te bou. Maar hierdie oomblik in die binnekamer is so spesiaal, want hierdie is 'n oomblik waar die Heilige Gees afkom, en hy kom meng met die disippels in die binnekamer. En ek wil vanoggend vir jou vra, maar hoe lyk jou binnekamer? Wat is jou binnekamer? En as jy wil bietjie dink aan jou binnekamer is hier. Ek wil net vir 'n oomblik vir jou vra om jou oë toe te maak. En soos jy jou oë toemaak, wil ek net hê, dink bietjie aan wat jy voel, wat jy dink. As jy jou oë toemaak, dan sien jy niks van die regte wêreld om jou nie. Jy's in jou binnekamer, jy's in jou vertrek, in jou heilige liggaam. En jy's daar saam met die Heilige Gees. En hierdie is so spesiaal, want in hierdie tyd, in hierdie binnekamer, is jy besig om 'n verhouding te bou met die Heilige Gees. En ek wil vanoggend regtig vir jou vra, hoe lyk jou verhouding met die Heilige Gees? Want dis as ons oë toemaak, wanneer ons bid, wanneer ons stil is in ons eie plekkie, in ons alleentyd, is dis wanneer die Heilige Gees met ons werk, met ons as mens werk. Dis waar hy werk met jou mental wealth, dis waar hy werk met jou issues dalk van burn-out, dis waar hy werk met die goed wat jou laat wakker word in die aande oor angs en vrees. Dis die aande wat die Here regtig daar is om te sê, maar my Heilige Gees is daar om met jou verhouding te bou, om in daai binnekamer saam met jou te wees. En as jy jou oë so toemaak en jy dink aan die Heilige Gees en jy dink aan wat jy voel en dink, weet net dat die Heilige Gees is daar om met jou verhouding te bou, met jou hierdie deep connection te vorm. Hoekom? Want as jy jou oë dan weer oopmaak, dan is die wêreld om jou. Dan is dit nou weer daai hele wêreld en die chaos wat om jou is en die lewe gaan aan. En ek wil graag vir julle weer dit lees, 'n gedeelte lees uit Handelinge 2 vers 14 uit, wat na die Heilige Gees uitgestort is, toe staan Petrus saam met die 11 ander disippels op, en onder die leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Net daai gedeelte. So belangrik om te weet dat toe die Heilige Gees uitgestort was, is dit in hierdie binnekamer, in die special plek. Maar toe gaan die Heilige Gees en hy sê, okay, maar nou word ek die leiding. Nou sal ek jou lei wat om te doen, Petrus. En net so sê die Here vir ons, maar die Heilige Gees is daar om eers met ons te connect, eers hierdie verhouding te vorm in ons binnekamer. En dan as ons oë oopmaak om te sê, maar nou gaan ek jou lei. En soos jy jou oë oopmaak, sien jy alles om jou en jy is partykeer verwar oor die lewe wat om jou gebeur en die chaos in die wêreld, maar dan sê die Heilige Gees vir jou, maar ek sal jou nou lei. En dis die twee kante van die Heilige Gees. Ja, hy is in ons binnekamer en hy is daar wanneer ons stil is in ons kamer alleen, wanneer ons bid, maar hy is ook daar om ons te lei. Hy is die baken, hy is die buitelig vir ons. En dis die buiteligkant. Hy is die buitelig vir ons in 'n wêreld wat donker is, waar ons nie altyd presies weet waarna toe, met wie en hoe om God se koninkryk te bou nie. So sê die Heilige Gees sal hy jou lei. So ja, hy is in die binnekamer, maar hy is ook in die buitelig. En weet dat die Heilige Gees daai krag het. Ek wil hê jy moet regtig vanoggend weet dat die Heilige Gees het die krag om al twee kante te wees vir jou vandag. Hy kan in jou binnekamer wees saam met jou. Hy kan in jou stilte tyd wees, maar hy kan ook jou leiding wees. Hy kan ook jou leier wees om te sê, maar ek weet waar jy moet gaan. Ek sal jou wys. Ek sal die buitelig op vir jou wees. Die binnekamer en die buitelig. Hoe sal ek connect dit?
As jy nou 'n bietjie dink en ek wil afsluit daarmee, die binnekamer is die plek waar jy die verhouding met die Heilige Gees bou. En net soos 'n normale verhouding tussen 'n man en 'n vrou of 'n ouers en hulle kinders, is tyd die belangrikste gedeelte. In hierdie tyd wat jy in jou binnekamer saam met die Heilige Gees is, bou jy 'n sterk verhouding. Jy is besig om meer en meer chemistry te bou. Jy is besig om sterker en sterker te word. Hoekom? Sodat wanneer jy uit moet gaan, wanneer jy jou oë moet oopmaak, wanneer jy in die buitelig moet gaan of die buitearea moet gaan, dan skyn daai lig van die Heilige Gees so helder, want daar's 'n chemistry tussen jou en die Heilige Gees. Ek en my vrou is baie so, as ons bietjie disconnected voel, dan sê ons vir myself, okay, right, nou kort ons 'n naweek weg alleen. Hoekom? Want daai quality tyd saam bou ons verhouding weer, sodat ons weer in sync is met mekaar, die chemistry het, sodat ons weer die regte wêreld kan face. En net soos die Heilige Gees, hy sê vir ons, kom saam met my in die binnekamer, spandeer tyd saam met my, praat met my, bid saam met my, lees Bybel. Hoekom? Want dan, as hy chemistry sterker word, as jy buite gaan, dan sal hy lig net al hoe helderder en helderder wat hy jou kan lei. So ek bid regtig dat jy vanoggend hierdie woord vat en vir jouself sê, ek weet nie hoe lyk jou binnekamer, ek weet nie hoe lyk jou buite area nie, maar een ding weet ek, die Heilige Gees is daar vir jou binnekamer en om 'n buitelig vir jou te wees. Spandeer net tyd saam met hom. Amen.